Here ons God, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons as broers en susters oor kerkgrense heen by mekaar kan wees. Here, ons almal het een groot doel en dit is om U naam te verheerlik, U naam groot te maak, maar ook om ons afhanklikheid van U te bely. En Here, in hierdie tye waarin ons leef, wat vir ons in baie opsigte onseker tye is, wil ons kom vra dat U vandag deur U woord met ons sal praat, dat U ons sal bemoedig en dat U vir ons nader sal trek na U toe. Dankie dat U vir ons omgee, dankie dat U vir ons lief is. En Here, ons bely vandag ook ons liefde vir U. Spreek, Here, ons luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Psalm 90. Dit begin deur te sê dis 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder die toorn, ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredings raak, U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar vir 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toorn beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes in die Here, mense hoor dikwels as iemand besig is om moed te verloor, as iemand deur 'n swaar tyd gaan in hulle lewe, dat mense aangeraai word om die psalms te lees. Vat 'n psalm en lees hom dat die Here jou kan bemoedig. En sonder twyfel is daar wonderlike psalms wat vir ons kan bemoedig in moeilike tye. Dink maar net aan Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Of Psalm 91, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Maar geliefdes, ek weet nie wanneer laas het julle die Psalmboek deurgelees van voor tot agter nie. Ek het dit 'n tyd gelede weer gedoen. Maar opnuut besef dat die psalms in 'n groot mate eintlik maar moeilike psalms is, swaarmoedige psalms, klaagliedere is wat vir ons opgeteken is. Baie van die psalms gee vir jou die indruk dat dit iemand is wat die einde van die pad bereik het en wat nie meer weet hoe om voort te gaan nie. En nou kom bekla hulle lot voor die Here. En miskien is daar vandag van julle wat hier sit, wat op so 'n plek in julle lewe gekom het, waar julle eintlik voel, ek weet nie regtig meer vorentoe nie. Die omstandighede waarin ek leef is moeilik. En ek weet nie of ek regtig kan sien vir wat nog voor lê nie. Ek lees die afgelope week
'n boek wat deur 'n Nederlandse predikant geskryf is. En op een plek skryf hy, ek vertaal dit vrylik na Afrikaans toe. Hy skryf daar: ons word tans gekonfronteer deur hewige en langdurige krisisse. Mens dink aan die byna ondraaglike spanning in Israel, die olie- en energiekrisis, die ekonomie wat op die afdraande pad is, werkloosheid wat al hoe meer word, die mense in lande wat kronies aan hongersnood ly. En dit klink bekend. Ons ken hierdie woorde. Ons ken hierdie omstandighede. Dit beskryf baie goed, dink ek, die dinge waaroor ons bekommerd is vandag. Maar hierdie boek is nie in 2026 geskryf nie. Dit is in 1974 geskryf, 52 jaar gelede. Dit was net na die Yom Kippur oorlog. Dit was in die jare wat die hele wêreld ook 'n oliekrisis beleef het, toe ons, onthou julle nog, in Suid-Afrika nie vinniger as 90 km/h mag gery het nie, en jy nie oor naweke brandstof kon kry nie. En nou sit ons weer daar. Net erger, miskien nie al die maatreëls wat ons daai tyd gehad het, vir die van julle wat dit onthou nie, maar in 'n sekere sin nog erger. Ek maak onlangs op Facebook so 'n humoristiese opmerking oor ons hoë brandstofpryse. En toe reageer iemand vanuit Duitsland. En hy sê vir my: julle het niks om oor te kla in Suid-Afrika nie. Ons betaal in Duitsland nou al meer as R40 vir 'n liter petrol. En vir diesel betaal ons al meer as R47 per liter. Die afgelope week, sal julle almal onthou, het die hele wêreld eintlik hulle asems opgehou uit vrees daarvoor dat ons nog 'n wêreldoorlog tegemoet gaan, of nog erger, dat ons dalk selfs 'n kernoorlog tegemoet gaan. Dis dinge wat ons diep bekommerd maak. Intussen lyk dit of ons weerpatrone totaal deurmekaar is. Ek hoef vir julle as boere sekerlik nie daaroor meer te vertel nie, maar as dit nie te min reën is nie, dan is dit te veel reën. Orkane en tornado's wat ons vroeër jare, toe ons kinders was, net van gelees het of miskien in 'n rolprent gesien het algemeen geword, ook in hierdie ons eie omgewing waar ons bly. Pandemies soos back and closure, waarvan ons vroeër jare baie selde gehoor het, is skielik algemeen in groot dele van ons land. En ek kry die indruk dat dit eintlik nie meer moontlik is om die verspreiding daarvan onder beheer te kry nie. En dan sit ons by die vraag, het die Bybel vir ons iets te sê in hierdie omstandighede wat ons vandag beleef? En ek wil onmiddellik sê, sonder twyfel, Psalm 90 is juis geskryf in so 'n tyd van onsekerheid. Heelwat kenners van die Ou Testament vermoed dat hierdie Psalm, alhoewel daar geskryf staan dat dit deur Moses geskryf is, dat dit waarskynlik geskryf is in die tyd toe die volk van Israel in ballingskap verkeer het. Die lewensomstandighede wat hulle op daai stadium moes trotseer was baie moeilik, was haglik eintlik. Die tempel is vernietig, die stadsmure rondom Jerusalem is vernietig en die roem van die volk is weggevoer in ballingskap vir ongeveer 70 jaar lank. En binne hierdie omstandighede is die skrywer van Psalm 90 besig om met die Here te worstel te midde van hulle moeilike omstandighede. En hy besef dat die mens weerloos staan teenoor God se krag. Die mens teenoor die almagtige God is eintlik niks nie. Dis waarmee die Psalm begin. God kan in 'n oomblik se tyd, skryf hy, die mens wegvee van die aarde se oppervlakte af. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof, sê dit daar in vers 3. Vers 5, u maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Voor God, sê die psalmdigter, is ons as mense eintlik
niks nie. En dit is juis hierdie wete, die besef daarvan, dat ons as mense voor God so nietig is, so klein is, dat hy dan daar in vers 10 dit so stel, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. En dan is dit juis met hierdie besef, wat die psalmdigter daartoe aanhelp om sy nood voor God te bekla. Ons wat besef hoe nietig die lewe is. Ons wat al aan die verkeerde kant van 60 of 70 staan. Ons wat besef, die lewe is kort, die lewe gaan verby. En ons kom na die Here toe en ons bekla ons lot voor die Here. En is reg dat ons dit doen. Ons mag dit doen, ons moet dit doen. Want, soos Petrus op 'n stadium vir Jesus gesê het, na wie toe anders kan ons gaan as na die Here toe self? Na wie toe anders kan ons gaan te midde van ons nood en ons onsekerheid? Van my vroeë kinderjare kan ek onthou van spesiale gebedsgeleenthede. Ek kan onthou hoe ons gebid het vir reën. Ek het in 'n stad groot geword in Durban, maar ek kan onthou dat ons ook daar gebid het vir reën. En ek kan onthou dat ons gebid het vir ons land. En ek kan onthou van 'n tyd hier in 1975 wat ons as volk opgeroep is om onsself te verootmoedig voor die Here. 'n Paar jaar gelede het ons gebid vir God se ingrype tydens daai verskriklike vure in Nysna en onlangs weer met daai vreeslike vure in die Kaap self. En alhoewel ons nie formeel byeengekom het daarvoor nie, weet ek dat miljoene Christene wêreldwyd die afgelope week gebid het vir vrede in die Midde-Ooste. En dit is reg so. Daar's niks daarmee verkeerd dat ons in ons nood uitroep na die Here en vir die Here vra om hulp nie. Keer op keer lees ons uit die psalms hoe dit gebeur, soos ook hier in Psalm 90. In tye van droogte, dan bid ons vir reën. As dit te veel reën, dan bid ons dat die reën sal ophou. As die winde begin waai en daar ontstaan vure in die plantasies, dan bid ons dat die wind sal ophou waai, of dat die wind dalk na die ander kant toe sal waai, na die gedeeltes toe wat klaar afgebrand het. Elke keer as die nood hoog is, dan bid ons. Maar geliefdes, hier in Psalm 90 gebeur 'n baie interessante ding. In sy nood roep die psalmdigter ook uit tot God, maar sy gebed gaan oor meer as sy onmiddellike behoefte. Dit gaan oor meer as byvoorbeeld dat daar reën moet wees tydens droogte. Of dit dat daar uitkoms moet wees aan een of ander moeilike omstandighede waarin hulle verkeer. Ek lees daar in vers 12 dat hy bid, leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. In die Hebreëse teks van die Ou Testament staan daar letterlik, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. En dit was vir my aangrypend. Want dit gaan nie net vir hierdie skrywer oor uitkoms uit hulle onmiddellike omstandighede nie. Dit gaan nie net oor uitkoms in droogte of uitkoms in moeilike politieke omstandighede of wat ook al nie. Dit gaan vir hom daaroor om dag vir dag sy lewe met wysheid te leef. Hy bid dat die Here hom sal help om elke dag bewustelik saam met die Here te leef, om elke dag bewustelik in die teenwoordigheid van die lewende God te leef, wanneer dit goed gaan, maar ook as dit sleg gaan, om met wysheid te leef saam met die Here. Ek onthou nog,
toe ek in graad 1 was, soos ek gesê het, ek het in Durban groot geword, het ons elke dag by ons skool met die saalopening die woorde van Psalm 118 vers 24 hardop gesê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Maar ek het al gewonder, of ons nie eerder ons dag moet begin met die woorde van Psalm 90 vers 12 nie. Leer ons om ons dae so te gebruik, dat ons wysheid bekom. 'n Gebed om elke dag in die teenwoordigheid van God te leef, om elke dag bewustelik saam met God die pad, die lewenspad aan te durf, met wysheid wat alleen van God kan kom. En so begin die psalmdigter sy gebed om uitkoms. Voordat hy vra dat die Here vir hulle sal help in hierdie moeilike omstandighede wat hulle in verkeer, is sy gebed, gee vir my wysheid, help vir my om met wysheid hierdie pad te loop. En eers daarna, dan roep hy tot die Here om hulp en om ontferming. Maar dan is daar 'n ander baie interessante ding wat hier gebeur. As hy roep om hulp, dan maak hy gebruik van woordspeling wat mense nogal bietjie moet oplet om dit raak te sien. In vers 3, waar hy die mense nietigheid voor God bely, staan daar letterlik geskryf, u laat die mens terugkeer tot stof, en dan staan daar, u sê net, keer terug, mensekinders. En nou, as die psalmdigter hom beroep op God se ontferming, gebruik hy presies dieselfde woorde as hy tot God bid. Keer terug, Here. God sê, keer terug, mensekinders, keer terug tot stof. Ons bid, keer terug, Here. Keer terug na ons toe, want ons sien nie kans om sonder u verder te gaan nie. Dis 'n belydenis van ons afhanklikheid van die Here. Geliefdes, ons leef inderdaad in onsekere tye. Ons beleef vandag wat die effek van aardverwarming is op ons klimaat. Ons voel dit aan ons sakke, hoe dat 'n politieke besluit in een deel van die wêreld, die aandelemark wêreldwyd, voedselpryse, brandstofpryse, kunsmispryse, inflasie en wat nog alles negatief beïnvloed. Ons ervaar die onbekwaamheid van politici om probleme wat ons dag vir dag in die gesig staar, opgelos te kry. Ons leef in onseker tye. Maar uit Psalm 90 leer ons om te bid. Leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. En as ons dit vir die Here gesê het, leer ons om in wysheid te leef. Leer ons om in u teenwoordigheid te leef, sodat ons wysheid kan bekom. Dan roep ons uit tot God. Keer terug, Here. Sien ons raak in ons nood. Sien raak wat besig is om hier by ons te gebeur en wat in die wêreld aan die gebeur is. Sien ons raak in ons nood. Want na wie toe anders sal ons kan gaan. Amen. Here God, ons ken U as die skepper van hemel en aarde, God van alles wat bestaan. Maar ons lees ook, Here Jesus, hoe U dikwels in die klein dorpies was en die gewone mense daar gehelp het. Plekkies soos Nain, waar die weduwee se seun gesterf het, Kana, waar die bruidegom se wyn opgeraak het, Betanië, waar hulle oor Lazarus getreur het, Kapernaum, waar U Petrus se skoonma genees het, Betsaida, waar U 'n blinde weer laat sien het. Here Jesus,
Ons vra dat U nou ook Paul-Pietersburg sal raak sien en ons dorpse mense, te midde van oeste wat swaar kry of misluk, met back and closure wat ons beesbedryf verniel. Here, U weet waar dit oral stikkend is. U is die groot heelmaker van stikkende situasies. Maak ons dorp en ons gemeenskap ook weer heel, asseblief. Maar Here, ons is ook bekommerd oor ons land en die wêreld en al die verwoesting wat deur oorloë gesaai word. Jesus, dis met U geboorte dat die engele gesing het oor vrede op aarde. U is die vredevors. Ons bid vir vrede, U vrede op U aarde. Ons is in U hande, Here. Wees ons genadig. Amen.